Goeiemôre aan almal. En ook van my kant af, welkom vanoggend hierso by Wapatrand. Ons is in die middel van lydenstyd. Dit is daai 40 dae voor Paasfees, waar tydens ons as gelowiges spesiaal daarop fokus, om te dink oor wat dit beteken om disipel van Jesus Christus te wees en om self ondersoek te doen. Leef ek nou regtig? Is ek regtig bereid om saam met Jesus Christus daai pad te stap? Dis die 40 dae van Paasfees. Ons is al op so 'n bietjie oor die helfte. Dis ook hoekom die kanselkleed, daardie ene is die ene wat in lydenstyd daarvoor is. Maar mag die Here ook vanoggend se erediens daartoe gebruik om ons te lei in hierdie selfondersoek. Vanoggend is ook die eerste Sondag van die maand, soos Jan gesê het, en daarom is dit so groot blydskap om nuwe lidmate in die liggaam van Jesus Christus welkom te sê. En soos Jan gesê het, word Jaden Reed en Thomas Kutse vanoggend gedoop. En daardeur sê ons vir hulle welkom hier in die liggaam van Christus. So welkom aan hulle, al kan hulle dit nie verstaan nie. En welkom ook aan hulle ouers en aan hulle oupas en oumas en al die familie en vriende wat vanoggend hier is. Dankie dat julle help om ons kerkgebou so in die vakansietyd sommer ons getalle aan te vul. Ons is baie bly dat julle hier is vandag en mag dit vir julle 'n baie mooi en 'n geseënde erediens wees. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en Christus Jesus ons Here in die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Die Here het ons gegroet met sy seën. Kom ons laat vir 'n oomblik hierdie vredesgroet net deur ons vloei na die mense rondom ons toe. Wil julle nie net na mekaar toe draai en vir mekaar 'n hand gee en sê vrede vir jou? En as julle mekaar nog nie ken nie, dalk julle net voorstel. Daarna kan ons weer gaan sit. Nou die doop gaan oor die inkom in die liggaam van Christus in. Dit gaan daaroor om in Jesus Christus se liggaam ingeplant te word, om in te kom in hierdie nuwe lewe, die ewige lewe van oorvloed wat God gee. En daarom is dit gepas dat ons die doop ook so aan die begin van hierdie erediens vier, as dit ware is deel van die inkom van hierdie erediens, inkom in die erediens in, want wat is 'n erediens anders as eintlik 'n fokus, 'n afbeelding van ons hele pad saam met die Here. Luister, wat sê die doopformulier? Die hoofsaak van die leer van die doop word in 3 punte saamgevat, as 3 aspekte waaroor die doop gaan. In die eerste plek, die eerste aspek gaan oor verootmoediging, oor klein word. Ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore, en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan kom nie, tensy ons weergebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in, wanneer iemand in die water afgaan en weer uitkom, of deur die besprinkeling van die doop, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons daardeur uitgenooi word om weg te draai van onsself af. Ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Dis die eerste aspek van die doop, daai verootmoediging. Ek is nie self God nie, ek het God nodig. Dan die tweede ene. Die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom is die doop een stuk goeie nuus. Afwassing van die sondes. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons sy kinders en erfgename maak, en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg. Alle goeie dinge. Ons gaan in die erediens ook daaroor dink. En alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. As ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig
deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. So die doop deur die Heilige Gees hou aan werk in 'n mens se lewe, reg deur jou lewe. Hou die doop aan werk. Dis die tweede aspek. Die derde ene gaan oor die dankbaarheid. Omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet naamlik hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sonde bly lê nie. Want die doop is 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Waarom doop ons kinders? Hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom, omdat hulle dit nie verstaan nie, van die doop uitgesluit word nie. Aangesien hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. En Petrus betuig dit ook met hierdie woorde, die belofte is vir julle en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat die baba seentjies besny moet word, die seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. En Christus het die kindertjies omhels en die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. Die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Julle hoor, liewe broers en susters, by die doop gaan dit in die eerste plek oor God se beloftes. Gaan oor die eerste plek oor die beloftes wat God maak, nie in die eerste plek die ouers wat hulle kinders bring om gedoop te word nie. God maak die beloftes, maar in die tweede plek gaan dit oor die ouers wat antwoord op God se beloftes deur dan nou hulle doopbeloftes af te lê. En hulle beloof dat hulle vir hulle kinders gaan vertel van God se beloftes. En om dit nou te doen, vra ek dat John en Janneke Reed vorentoe sal kom en dat klein Jaden asseblief saam met hulle ingebring sal word, dat Marius en Jeannie Kutse vorentoe sal kom en dat klein Thomas asseblief saam met hulle sal vorentoe kom. As daar van die klein kindertjies is wat wil kom kyk hoe ons die babetjies doop, dan kan julle nou hier voor kom staan om julle te help om te onthou hoe dat julle ook gedoop is. So kom staan hier so voor of kom sit hier so voor. Julle kan asseblief vorentoe kom. Janneke, kom staan sommer hier so. Julle moet nou mooi kyk, hoor. Geliefdes in die Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of bygelowigheid gebruik nie. En dat dit nou vir ons almal duidelik kan word dat dit ook julle gesindheid is. Vra ons dat julle van julle kant af op hierdie vrae antwoord en daardeur ook julle beloftes aflê as 'n antwoord op die Here se beloftes. In die eerste plek, hoewel ons kinders in sondes ontvang en gebore en daarom aan allerlei ellende, ja, aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. In die tweede plek bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. En in die derde plek beloof julle, neem julle voor om hierdie kinders, van wie julle die ouers is, wanneer hulle dit kan verstaan, in hierdie genoemde leer na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Marius en Jeannie Kutse, wat is julle antwoord? John en Janneke Reed, wat is julle antwoord? Wonderlik. Nou, bring asseblief die
babietjies vorentoe. Kom, julle staan eerste in die ry. So die dataprojekte moet nou volg, Thomas is nou eerste, hoor. Julle moet mooi stil sit, hoor. Thomas Kutsie, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Jaden Reed, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou bid, hoor, so sit julle mooi stil, terwyl julle hier so staan. Kom ons bid saam. Ons dank en loof U, ons almagtige en barmhartige God en Vader, dat U ons en ons kinders deur die bloed van U geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van U eniggebore Seun en daardeur tot U kinders aangeneem het. En dit aan ons met die heilige doop beseël en bekragtig. Ons bid U ook deur hom, U geliefde Seun, dat U hierdie kinders, vir Jaden en Thomas, altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat hulle Christelik en godvrugtig opgevoed mag word, en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hulle U vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat U aan hulle en ons almal bewys het, kan bely, en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus kan lewe, moedig teen die sonde, die duiwel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om U en die Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Ons het van die gemeente se kant af vir julle elkeen 'n Bybel om julle te herinner, en hierdie ene is vir Thomas. Jeannie, Marius, baie geluk, baie seën met die uitvoer van julle doopbeloftes. Hierdie een is vir Jaden. Janneke, baie geluk, hoor. John, baie geluk, baie seën met die uitvoer van julle beloftes. Kom ons bid saam. Here ons God, ons harte is onrustig in ons, totdat dit rus vind in U. Diep binne in ons, elkeen het U die verlange gemaak na U toe. Want net in U word ons mens wees en ons bestaan voltooi. Partykeer raak ons so besig met die lewe, dat ons die verlange en die dors nie mooi verstaan nie, en vergeet daarvan. Maak dit tog wakker, maak ons bewus daarvan deur U Heilige Gees. En les ons dors deur U woord waarna ons nou gaan luister. Maak ons harte oop deur U Heilige Gees om Jesus Christus raak te sien. Ons bid dit in sy naam. Amen. Ek bedien graag die Here se woord aan julle vanoggend uit die Evangelie volgens Johannes. Nou vir die van julle wat besoekers is hier by ons, as Wapadrand gemeente het ons in die afgelope maande al, van die begin van die jaar af, saam met Jesus deur die boek Johannes gereis. En ek was nie een van die predikante wat die eredienste gelei het nie, trouwens is die eerste keer hierdie jaar wat ek 'n geleentheid kry om 'n erediens te lei, maar saam met ons almal het ons hierdie reis meegemaak deur die boek Johannes. Verlede Sondag was ons al by Johannes 15 gewees, maar vanoggend gaan ons 'n bietjie terugspring na Johannes 10 toe, waar Jesus vertel dat hy die goeie herder is, en ons gaan hierdie woorde juis gebruik om dit te betrek op die doop wat vanoggend bedien is, en sodat ons volgende Sondag, wat Palm Sondag is, dis mos die Sondag net voor Paas naweek, dat ons dan uit Johannes 12 kan lees, waar vertel word van Jesus se intog in Jerusalem. Dis vanoggend, luister saam met my na die Here se woord uit Johannes 10, vers 1 tot 15. Ek lees uit die 83 vertaling, welkom om te volg uit enige van die vertalings die jy saamgebring het, of wat dalk voor in die bank is. En Jesus praat hier en hy sê, dit verseker ek julle, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit.
Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en veiding kry. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'n Huurling is geen herder nie, en dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg, en die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. En ek lê my lewe af vir die skape. Jesus se woorde. Kyk 'n bietjie na daai prentjie op die bord. Om in ons wêreld 'n skaap genoem te word, is nogal nie 'n kompliment nie, nê. Jy's 'n skaap, man. Jy's 'n regte skaapkop. Ek weet nie van julle nie, maar as iemand my 'n skaap noem, dan voel ek nogal in die gesig gevat. Ek voel nogal beledig daaroor. En die gevoel van belediging lê daarin, dat wanneer iemand jou 'n skaap noem, jy verstaan dat hy of sy bedoel, jy's dom, maar jy's onnoosel. In ons kultuur en ons wêreld assosieer ons 'n skaap met domheid en onnooselheid. Maar weet julle, in die tyd toe Jesus tussen ons as mens hier op aarde gelewe het, was dit nie noodwendig die eerste betekenis wat met skaapwees geassosieer is nie. Inteendeel, die skape waarvan Jesus hier in Johannes 10 praat, is nogal slim. Hulle het goeie onderskeidingsvermoë. Ons hoor die hele tyd, hulle ken. Hulle luister, hulle ken. So, hulle is slim. 'n Belangriker assosiasie met skaapwees in die tyd toe Jesus in daai kultuur op aarde gelewe het, is dat skape swak diere is. Hulle is kwesbaar, weerloos teen die aanvalle van vee, diewe en van rowers. En ons hoor kort in hierdie gedeelte van 'n rower wat wil inspring, en ons hoor van wolwe wat hulle vang, nê. Die skape kan nie lank sonder kos of water bly nie. Hulle word swak. Skape kan maklik seer kry en doodgaan. Dink maar net aan die Karoo, nê, waar skape sommer met daai eerste ryp kan vries as hulle alleen in die veld. So skape is weerloos, diere wat versorg moet word en wat beskerm moet word. So, hoe sou jy nou voel as dit die assosiasie is met skaap wees wat jy hoor vanoggend? Hoe sou jy voel om te hoor jy is kwesbaar? Jy kan seer kry. Wat maak dit met jou? Is jy gemaklik daarmee? In ons wêreld dink 'n mens mos baie keer, veral as jy jonk is, nee, niks kan my raak nie, ek gaan vir altyd lewe. En ons leef in so 'n macho kultuur, is dit nie? Jy moenie die ou binnekant wys nie. Jy moenie wys dat jy swak is nie. Daai houding van, man, moenie met my praat nie, praat met my prokureur. En ons kompeteer in ons wêreld vir alles. Ons is heeltyd aan die veg met mekaar in ons wêreld. En ons dink, daar's 'n skaarste van alles in ons wêreld. So baie mense sal vandag vir jou sê, in ons wêreld is dit makliker en beter om dan maar eerder self die wolf te wees, nê, as om die skaap te wees. So jy moet eerder maar die ander opvreet, as dat jy self opgevreet word. En jy kry dit, ons kry dit in ons interpersoonlike verhoudings, en ons kry dit by die werk ook, nie, heeltyd aan die baklei oor alles. En partykeer sluip hierdie waardes mos ook in die kerk in. En jy sal ook hoor, maar ons as gemeente, ons as Wappatrand moet onsself nou strategies posisioneer, hoor. Ons moet iets aanbied wat die ander kerke nie in die omgewing het nie, sodat ons die mense nou na ons toe sal kan trek, en ons meer effektief word.
So enigiets om nie deel van die trop te wees nie, om nie gewoon te wees nie. Miskien is hierdie die uitnodiging in die eerste plek vir jou en vir my vanoggend, om te hoor dat Jesus jou 'n skaap noem. Iemand wat broos is. Iemand wat kwesbaar is. Iemand wat leef in 'n wêreld vol dinge wat 'n mens kan seermaak, wat jou kan skade aandoen. En dalk is jy iemand wat vanoggend hier is wat al baie seer gekry het in die lewe, seer gemaak is. Maar om dan net weer vanoggend te hoor, dis oké so. Is nie nodig om te ontken, te maak asof jy is wat jy nie is nie, om net heeltyd hierdie masker van onaantastbaarheid voor te hou nie. Jy en ek is nie God nie. Ons het nie die laaste sê oor wat in ons lewe gebeur nie. Ons het nie die laaste sê oor wanneer ons lewe gaan eindig nie. Ek en Donet het dit nou in die afgelope week weer besef, toe ons Vrydagoggend by die dood van by die begrafnis van 'n vriendin was, wat op 40-jarige ouderdom, so jonk, nee, menslik gesproke, tot sterwe gekom het. Ons het nie die laaste sê oor ons lewe nie. Maar dis reg so. Dis goed so. En miskien is om hierdie selfinsig te hê baie meer wys as om sterk of effektief of onaantastbaar of baie magtig in vandag se lewe te wees. Dis die wysheid van 'n skaap. Maar dis nie waar dit stop nie, liewe broers en susters. Hier in Johannes 10, nadat ons nou hierdie beeld gehoor het van die skaap, hoor ons hoe dat Jesus nou ook van homself verder praat. En hy sê, as julle die skape is, ek is die goeie herder. Ek is die goeie skaapwagter. En dadelik dink 'n mens dan aan Psalm 23, is dit nie? Die Here is die herder, wat die skape lei na die plek waar daar volop kos is, na die plek waar daar volop water is, so oorvloed, nie skaarste nie. Ons dink, jy moet vir alles beklei, daar's 'n skaarste, jy moet hou wat jy het. Die goeie herder, die herder lei die skape na waar daar oorvloed is, water, en hy beskerm hulle. Hoor net weer hierdie goeie nuus vanoggend, liewe broers en susters. Eintlik so eenvoudig is dit nie. Daar is 'n goeie God. Daar is 'n God wat besorg is oor ons mense. Hy wil die beste vir ons mense hê. Jy is nie God nie. Ek is nie God nie. Maar die goeie nuus is, ons hoef nie God te wees nie. Want daar is 'n goeie God wat die beste vir jou wil hê, wat vir jou wil sorg. En hy kom leef tussen ons in sy seun Jesus Christus as mens. En hoor dit dan nou vanoggend uit Jesus se eie mond. Hy sê, ek het gekom sodat die skape lewe kan hê. Hierdie skape wat so maklik doodgaan, so broos. Ek het gekom dat die skape lewe kan hê. En dit in oorvloed. Nie skaarste nie. Die Here is die goeie skaapwagter wat vir jou as skaap wil sorg en vir jou bring na hierdie plek van oorvloed toe. Later brei Jesus sy beeldspraak in hierdie gedeelte uit en hy sê dat hy self die hek is. Hy self is die ingang waardeur jy moet gaan om in hierdie volheid en oorvloedslewe in te kom. So juist deur een te word met Jesus se lewe en dood en opstanding uit die dood, word hierdie nuwe lewe oopgebreek. En dis mos presies nou wat vanoggend met die doop ook gebeur het, nê. Deurdat hierdie babietjies as dit ware saam met Jesus Christus afgegaan het in die dood, opgestaan het tot 'n nuwe lewe. Dis wat in die doop gevier word. Die goeie herder gee sy lewe sodat die skape lewe kan hê. Nou miskien is daar mense vanoggend hier wat wonder of hulle gereed is om 'n skaap genoem te word. Iemand wat 'n skaap is wat deur 'n ander, 'n goeie herder versorg word. Miskien is jy nog nie gereed om jou slagtande en jou naels weg te pak vandag nie. Kwesbaar te word nie.
Miskien is jy, soos wat jy vanoggend hier sit, dalk al halfpad opgevreed deur die lewe. En wonder jy of Jesus Christus, die goeie herder, ook vir jou sal sorg? Hoe word 'n mens 'n skaap? Of dalk weer 'n skaap na alles wat met jou gebeur het, na alles wat jy al gedoen het in jou lewe? Hoor wat sê Jesus? Hy sê die goeie herder ken sy skape, vers 14, en hy roep hulle op hulle name. So die punt hier is, die Here ken jou. Beter as wat jy jouself ken hy vir jou. Die binnekant van jou samestelling ken hy. Hy kom soek jou op die plek waar jy is. In daai unieke persoonlikheidssamestelling, met die unieke omstandighede, met die lewensgeskiedenis, wat geen ander gehad het nie, elkeen 'n eie lewensgeskiedenis, op daardie plek. Ek dink dis een van wat dit beteken, dat hy ons op die naam noem. Dis nie 'n algemene roeping nie. Hy kom roep jou, in jou omstandighede, om een van sy skape te wees. En dit alles begin by sy stem. Hoe word 'n mens 'n skaap? Begin nie by jou nie. Dit begin by sy stem. Die stem van die Heilige Gees in jou lewe. En party van ons het die stem van die goeie herder deur die Heilige Gees al gehoor vandat ons nog baie klein was. Party het dit eers sag gehoor in hulle lewe en toe deurlopend oor lang tye dalk al hoe harder en sterker, totdat hulle later seker was, hulle onderskei hierdie stem. En as 'n mens die woord sekerheid gebruik, moet jy onthou dat dit altyd ook met vertroue gepaard gaan, nê. Hierdie sekerheid, om gelowige te wees, beteken nie dat jy nooit twyfel nie, maar om die stem tog te hoor, en tog te vertrou dat dit die goeie herder se stem is. Ander mense ver baie deur hulle lewe geloop eers. Laat in hulle lewe eers die stem van die goeie herder gehoor. Hoe klink die stem van die goeie herder wat sy skape roep? Wel, in die eerste plek, die doop, wat vanoggend aan hierdie 2 kindertjies bedien is. Die doop is op 'n besondere manier teken en 'n versekering dat die goeie herder hulle op hulle name roep. En die Here gee aan hierdie 2 kindertjies, Jaden en Thomas, die genade dat hulle gelowige ouers het. En dat hulle in die kerk, in die liggaam van Christus groot word. En so hoor hulle van baie kleins af die stem van die goeie herder in hulle lewe. So met hulle doop beloof die Here, dat God die Vader is vir hulle 'n Vader. Dat Jesus Christus hulle wil inlei in hierdie nuwe lewe en dat die Heilige Gees in hulle wil woon. As mens die beeld van die skape en die herder wil gebruik, dan kan jy sê, dis asof die herder met hulle doop, daai merkringetjie, deur die oortjie van die lammetjie knip. Hierdie lammetjie is deel van my kudde, ek roep hom. Het jy ook die genade gehad dat jy as gedoopte die goeie herder se stem al van kleins af in jou lewe gehoor het, deur die stemme van jou ouers? Besef jy die krag daarvan? Het dit dalk met jou anders geloop op jou lewenspad? Is dit dalk die goeie herder se stem wat jy nou in hierdie tyd moet hoor, in daai verlange in jou binnekant, dat daar meer moet wees aan die lewe as wat jy tot nou toe gehad? Daar moet meer wees, meer sin aan die lewe as wat ek tot nou toe het in my lewe. Hier's 'n leeg kollie binnekant. Die stem van die goeie herder, kan dit wees? Klink die goeie herder se stem dalk soos jou stem in ander mense se lewens? Is jy dalk die een wat die goeie herder se stem in 'n ander se lewe moet wees? Byvoorbeeld by die werk, wanneer almal klaar en so bekommerd is oor dit wat aangaan, miskien in die maatskappy of in die land, en jy die geleentheid het om te getuig van iets van 'n innerlike vrede, kan ook die stem van die goeie herder wees. Moet ek en jy dalk die stem van die goeie herder hoor in die aanspraak wat iemand anders op ons maak, 'n vreemdeling dalk, iemand wat vra vir hulp, iemand wat
deur bloot wie hulle is, ook vir ons sê, maar daar moet regverdigheid kom in hierdie wêreld en in hierdie samelewing. En ons daardeur eintlik roep uit ons gemaksones uit, om tot aksie oor te gaan. Die stem van die goeie herder kom op so baie verskillende maniere in 'n mens se lewe en in ons wêreld. Maar, liewe broers en susters, die belangrike is, dat hy vir jou en vir my op ons name roep. Presies soos wat ek en jy dit nodig het, in ons omstandighede. Hy roep my om deel van sy skape te wees. Hy noem my 'n skaap. Maar dis goed so. Dis 'n goeie ding. Ek is nie 'n wolf nie. Ja, daar is bedreigings in hierdie wêreld. Daar's swaar kry, daar's doodslag en moord, maar ek hoef nie die een te wees wat dit uitdeel nie. Ek kan maar die skaap wees, wat weerloos en kwesbaar is, agter hierdie goeie herder aan. Want daar is 'n skaapwagter wat vir my sorg, wat sy tentseil oor my sprei. So die vraag aan jou en aan my, is nou net of ek dan nou die verdere wysheid van hierdie skaap kan hê. Ons het nou gehoor, die skape herken die stem van die goeie herder, nee, so dis die eerste wysheid. Kan ek die stem van die goeie herder hoor? Kan ek in my binneste kyk, die binnekant van my lewe? Maar die tweede vraag, kan ek hom volg? Kan ek hom volg? Die skape herken nie net die stem van die goeie herder nie, hulle volg hom. So kan ek hom vertrou en agter hom aanloop, al weet ek nie waarheen hy gaan nie. Ek weet nie waar die oorvloedlewe presies is nie, maar hy weet. En kan ek agter hom aankom? Al verstaan ek nie mooi nie. Net agter die goeie herder aanloop. Eerste tree, daarna die volgende tree, daarna die volgende tree. Ek weet nie wat môre inhou nie, maar ek gee die eerste tree. Wat beteken dit vir jou in jou lewe vandag? Wat beteken dit vir ons, die kerk in Suid-Afrika vandag, om agter die goeie herder aan te kom? Amen. Kom ons antwoord op die Here se woord deur nou ons geloof te bely. Ons gaan die apostoliese geloofsbelijdenis hardop saam sê en daardeur sê ons, ja, ek is Jesus Christus se skaap. Ja, ek volg hom op sy pad na die kruis toe. Kom ons staan en dan sê ons die apostoliese geloofsbelijdenis hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Julle kan gerus gaan sit. In die erediens gewoonlik is die geloofsbelijdenis ook die toetrede tot die nagmaalstafel. En sit vir 'n oomblik net in die gees, net saam met my hier om die tafel van die Here, en onthou dat die nagmaal eintlik voortdurend beteken, om die nagmaal te vier beteken om uit die werklikheid van my doop te lewe. Want om die nagmaal te vier is om in Jesus Christus te bly en hy in my. En dis mos wat in die doop gebeur. Ek eet en drink Jesus Christus self, maar ek is die een wat deur hom verteer word, om al hoe meer in sy liggaam te bly, en al hoe meer in sy liggaam, sy hande en sy voete te word. Mag dit in ons lewe so wees, deur die Heilige Gees. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie vir die troos
van Jesus Christus se woorde, dat hy die goeie herder is, en dat ons so skape kan wees. U roep ons om te erken dat ons mense is, kwesbaar, weerloos. Ons het nie ons eie lewe in ons hande nie. Dankie vir die troos, dat U vir ons sorg, dat U ons lei na oorvloedslewe toe, na water waar daar rus is. U ken ons elkene en ons lewenspaaie, en U lei ons en roep ons elkeen op ons name, in ons eie unieke omstandighede. Mag ons deur U Heilige Gees U stem al hoe meer en beter onderskei in ons lewe, om nou reeds deur die hek in die ewige lewe te lewe. Ons bid ook so vir ons land, dat U ons sal leer wat dit beteken om agter die goeie herder aan te kom in hierdie land, en mag ons as Christene die krag kry daartoe om te bly goed doen, om ons oë op Jesus Christus te hou. Ons bid vir regverdigheid, vir waarheid, vir vrede hier in hierdie land. Gebruik ons as U kinders ook daartoe. Wees met die wat hartseer is in hierdie tyd, ook met die wat bly is. Dankie vir die kinders wat 'n tydjie van rus het. Wees met die wat met almal wat op vakansie is, bring hulle ook weer veilig terug. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees en bly. Amen.